Daar word van Bybelse leiers gesê, dat hulle een van 3 vure in hulle lewe ervaar het, wat hulle aangevuur het om as leiers na vore te tree. Die eerste is die brandende boservaring. 'n Ervaring waar iemand soos Moses geroep is om op te tree. Die tweede is die brandende hartervaring. Iemand wie sy hart aan die bloei gegaan het vir 'n land in nood, soos byvoorbeeld Nehemia. En die derde, wat baie nou aansluit by die tweede, is die brandende landervaring, soos in Rigters 4, waar verwys word na Debora. 'n dag voor Vrouedag is dit dalk gepas om te gesels oor Debora, die vrou wat aangevuur was deur haar brandende land en na vore getree het as leier van Israel. Kom ons lees saam uit Rigters 4, vers 1 tot 10. Na Ehud se dood, het die Israeliete weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Die Here het hulle toe oorgelewer in die hand van Jabin, die koning van Kanaan, wat in Gasor regeer het, en in die hand van Sisera, die bevelvoerder van sy leer. Hy was gesetel in Garuset Goyim. Die Israeliete het na die Here toe om hulp geroep, want Sisera het 900 strydwaans gehad, en hy het die Israeliete 20 jaar lank wreed mishandel. Debora, 'n profetes, die vrou van Lapidot, het in daardie tyd vir Israel as rigter opgetree. Sy het altyd onder die palm van Debora gesit, tussen Rama en Bethel, in die heuwelland van Efraim, en die Israeliete het na haar opgegaan vir beslissings. Sy het Barak, seun van Avinoam, uit Kedes in Naftali ontbied, en vir hom gesê, het die Here, die God van Israel, nie hierdie opdrag gegee nie? Gaan trek saam op die berg Tabor. Neem 10.000 man uit die geslag van Naftali en Sibilon saam met jou. Dan sal ek vir Sisera, die bevelvoerder van Jabin se leer, met sy strydwaans en troepe na jou toe lok, na die Kison spruit. Ek gee hom in jou hand. Maar Barak het vir haar gesê, as jy met my saamgaan, sal ek gaan, maar as jy nie met my saamgaan nie, sal ek nie gaan nie. Sy sê toe, ek sal beslis met jou saamgaan. Dit sal egter nie tot jou eer strek op die pad waarop jy gaan nie, want in die hand van 'n vrou sal die Here Sisera oorlewer. Debora staan toe op en gaan saam met Barak na Kedes. Barak het Sibilon en Naftali na Kedes opgeroep. 10.000 man het in sy voetspore opgetrek, en Debora het saam met hom opgetrek. Hier eindig ons skriflesing. Elkeen wat die woord van die Here hoor, en daarvolgens lewe, is gelukkig. Israel is aan die brand. Die Israeliete bevind hulle in groot moeilikheid. Dit was aan die begin van die ystertydperk in die Midde-Ooste, wat beteken dat die Kanaaniete tegnologies gevorderd was vir hulle tyd. Hulle kon wapens van yster maak wat baie beter was as die brons waarvan Israel se wapens gemaak was. Met hulle skaarste aan goeie, sterk wapens, laat staan nog ysterwaans, was Israel menslik gesproke nie opgewasse teen
Sisera, die aanvoerder van die Kanaanitiese weermag nie. Dit het die Israeliete baie bang gemaak. Hulle het traag geraak om te reis. As hulle ergens heen gereis het, as hulle dan nie anders kon nie, het hulle ompaaie gebruik. Die lewe buite die stede van Israel het gekwyn en agteruit gegaan. Die boere het in sulke omstandighede swaar gekry en kon nie hulle lande bewerk soos hulle wou nie. Hulle het langs bergstroomppies, in grotte en in ander ontoeganklike plekke gaan bly. Hulle het wegkruip lewens gelei. Iets moes verander. Dit was tyd vir Debora om aangevuur te word deur haar brandende land. Debora was 'n vrou van aansien. As regter het sy geskille tussen die volk bygelê, daar waar sy onder die Debora palm in die Efraimberge tussen Rama en Betel gesit het. As profeet het sy God se wil vir die volk uitgelê. En in hierdie swaar tyd wat 20 jaar lank geduur het, 'n tyd waar vrees en wanhoop geheers het, tree sy na vore as die moeder van Israel. Sy lei hulle na rus en vrede. Met moederlike sorg hou sy die wag oor haar volk en sorg sy dat God se belofte van oorwinning waar word. Haar vertroue in God het die mense om haar met geloof gevul. Sy het gewerk met die visie wat God haar gegee het, dat dinge tog anders kon wees. En hierdie visie het lewenskrag ingeblaas in 'n volk wat vasgevang was in 'n wanhopige siklus. Sy kon aanpas by 'n weifelende Barak en hom die moed gee om ten spyte van sy vrees die Israeliete in 'n oorlog te lei. Sonder dat sy self 'n swaard optel, bewerk sy 'n klinkende oorwinning vir Israel by die Kisonspruit. Interessant is dat in die verhaal in hoofstuk 4 self net gesê word dat die Here Sisera en sy hele leer baie bang laat word het. So bang dat sommige van hierdie soldate van hulle strydwaans afgespring het en te voet gevlug het. Ons lees dan verder dat Sisera aan die hand van 'n vrou sterf. Jael nooi Sisera in haar tent in en gee vir hom slaapplek. En wanneer hy rustig is, sterf hy 'n verskriklike dood. Jael slaan 'n tentpen deur sy kop. Debora se woorde was profeties. God het Sisera in die hand van 'n vrou gegee. Die verhaal van Debora en Jael is inderdaad 'n bloedige verhaal. 'n verhaal van geweld wat met geweld beantwoord word. 'n antwoord wat sekerlik vir ons omstandighede vandag nie die antwoord van alle antwoorde sou wees nie. Tog leer ons iets belangrik uit hierdie verhaal. Leierskap en optrede soos die wat Debora toon is nodig. Om te sien jou land brand en die moed te hê om na vore te tree is nodig. Veral hier en nou in ons brandende land. Dis wanneer die hart se vuur aangesteek word om die Here se wil in 'n krisissituasie te doen, dat ware leierskap na vore kom. En die vraag is, vir watter situasie roep die Here jou vandag? Wat laat jou hart brand? 'n dag voor Vrouedag is dit 'n goeie vraag om te vra. Veral as Vrouedag ons ook daarin herinner dat daar daagliks 7 vroue in ons land vermoor word. Meer as 50.000 vroue en kinders jaarliks seksueel aangerand word en meer as 40.000 verkragt word. Dalk is jou vraag ook, maar hoe doen ek? Wat doen ek aan hierdie land van ons wat op soveel plekke brand? Waar haat in soveel huishoudings brand? Waar vat ek en waar los ek? Begin net by jou ruimte. Begin by die ruimte waar die Here jou geplaas het. Begin jy om respek vir 'n ander een te toon. Een berig geskryf deur die joernalis Charles Smith het in Beeld van 22 Julie verskyn,
na die verwoesting in KwaZulu-Natal en Gauteng. Kom ons luister 'n bietjie hierna. Hy sê, ek was die week op die plaas. Ek het die beelde gesien as ek sein gehad het, terwyl ek in die veld geloop en ry het. Ek het later my foon gebere. Die nuus is verwoestend, as jy 'n plaas aan die gang en diere aan die lewe probeer hou, te midde van bittere koue, stormwinde, COVID-19 en brande. Jy moet mense motiveer, rekeninge betaal. Die plunderaars en politici veroorsaak dat kos, goedere en brandstof se pryse bly styg. Om my het die grond van my vader gelê, wit, bruin en swart. Hulle huise, krale, tekeninge, werktuie, beendere en die beendere van hulle diere en hul grafte is hier. Jy hoor hul stemme in die wind. Ek sien hoe die kinders lag en in die veld loop met hul velskoene. Jy ruik die rook van kosvure. Almal eet en lewe op en van die plaas. Weke voor die plundering het ek vir die werkers die boodskap gegee. Elke dag maak ons iets reg. 'n hek, 'n stuk heining, 'n masjien, 'n deur of 'n klipmuur. Dis wat ons doen. Ons maak die plaasbakkie en die trekke reg. Die 120 jaar oue kraalmuur word oorgebou en kalwers word daarin gespeen. Heininge word herstel. So kry ons Jacob Zuma, Uys Magashule, Karl Neels en die plunderaars uit ons kop, met tange, met grawe, troffels, gaffels, spuite in die hande. Ons praat oor hoe mooi die beeste en die skape is, al is dit winter. Ons praat oor die kinders, ons praat oor skool, familie. Ons maak wildspotte van bok en vlakvarkvleis van die plaas af. Ons braai lammerstertjies en ons harte word vol. Ek sien hoe die land hande vat, kos en klere insamel, trokke gepak en winkels oorgebou word. Ons het meer bouers as brekers in hierdie land. En saam is ons sterker. Ons is broos, maar ons is gereed vir die taak. Dis taai, maar dit is wat ons ken. Dis ons land hierdie. Dis elkeen se land wat werk, wat bou, wat kos voorsien en wat goed is vir ander en vir mekaar. Die brekers sal ons nie onderkry of verdryf nie. Maak elke dag iets reg en beter. Dit is ons lese. Leierskap en optrede word nie gebore in gemak of in gemaklike beheerbare situasies nie. Leierskap word gebore in pynlike oomblikke van 'n gemeenskap of 'n gemeente se geskiedenis. Wat dan nodig is mense wat 'n brandende passie het om van hierdie wêreld 'n beter plek te maak, wat geen steen onaangeroer laat om dit waar te maak nie. Mense wat bereid is om na die stem van God te luister en te bou as alles om ons brand, binne die ruimte waar God ons geplaas het. Ek weet nie wat jy op hierdie oomblik raak sien, of wat jy op hierdie oomblik hoor nie. Dalk voel jy die hand van die Here op jou skouer om iets daaraan te doen. Of dit nou 'n brandende braambos, 'n brandende hart of 'n brandende land is. Die tyd om te antwoord daarop is nou. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees.
Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen. Hier ons dink aan Afrika, land van helder son, soveel mense wat hier woon, wag op God se woord, mense smagtend in hul nood, na die God van hoop. Hoor ons smeek gebede hier. Vader wat regeer, bring die liefde van ons hier, na die mense wat hier woon. Sien Afrika, laat ons saam in vrede woon. Hier ons bid vir Afrika, waar U ook regeer, raak die harde harte aan, om tot U te keer. Laat die koninkryk hier kom en U wil geskied. Hoor ons pleit vir Afrika. Vader, as ons vra, bring die liefde van